Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 188. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, spesifiek dink ek aan die Legkaart Studiegids Bybel, boek nommer 3. 3 boeke van 500 bladsye, elk, al 4 boeke. Aan Jaffa al die eer, deur die genadebloed van Jaffa, sy ons eie werke en krag nie. Nagte en nagte, die laaste 2 jaar vernaamlik, dag en nag, maar aan Jaffa al die eer, halleluja, al die eer, ek loof en prys hom. Wil hy sê, ek sal klaar lees, besig met boek nommer 4, daar is die tyd om te wag nie, ek sê ek wil 'n maand tyd vat en myself 'n bietjie tyd gee net om af te skaal, maar daar's soveel dinge wat ons wil doen, hierdie nuwe reeks, waarmee ons, oor die eskatologie, waarmee ons besig is, wat ek glo 'n verskriklike inligtingsbron gaan wees vir die Jafiste, om te weet waar ons in tyd staan, baie belangrik. Bid vir die bediening, sou u belangstel, om een van die 3de Legkaart Studiegids Bybels te bekom. Daar's pakkette wat ek aanbied, so u moet my skakel, 0722 367 124. Gaan na my webtuiste, https://jaffa.co.za. Die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, u is baie welkom. Ons is so bly vir die nuwe mense wat inskakel. Gaan na deel 1, begin by deel 1, u het 'n magdom inligting reeds gemis, wat so belangrik is. So ek uiters noodsaaklik as 'n nuwe kyker, dat u inskakel, sodat u die kennisgewings kan ontvang van die nuwe studies wat daar is, en daar's 1 of 2 nuwe studies wat nou op die pad is, wat inkom, wat u nie moet mis nie. Halleluja. Stuur ook die kontak of die link vir jou vriende en familie en kennisse. Dis lewensverander. Jy moet dit deel met mense. Skryfblok en papier of 'n skryfblok en 'n pen en 'n 33 of 53 Bybel, uiters noodsaaklik. Halleluja. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre weer, soos altyd, net sê dankie. Dankie vir elke bonatuurlike gawe wat ons uit u hand uit ontvang. Ons gesondheid en alles wat u vir ons doen. Ek prys en ek loof u, Vader. Ek aanbid u en ek maak u groot. Laat u naam verheerlik word. U wie gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Seën ons, gebruik ons, laat u guns en die goedheid oor ons vloei. Baie dankie vir ons gesondheid en elke goeie gawe wat u vir ons bedien, Vader, uit die hand van Jaffa. Seën hierdie studie vanmôre, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, volk van Jaffa sê halleluja, halleluja, ons sê halleluja. Wat 'n bonatuurlike voorreg om vanmôre u te ken, Jaffa, in die krag van die opstanding. Ons gaan kyk na Spreuke 14 vers 10. Ek wil net sien, ek wil net myself gou net plaas hierso. Die huis van die regheid en die einde van die dood. Hy sê vir ons hierso, die woord sê vanmôre vir ons, hy sê, die hart ken sy eie verdriet, en sy blydskap is in ander hom nie meng nie. Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan ander hom nie meng nie. Ook onder gelag kan die hartpyn ly, en die einde van so 'n blydskap is bekommernisse.
Hy kom en hy sê, maar, hy sê, daar is 'n weg, vers 12. Hy sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Gisteroggend oor het gepraat. Maar die einde daarvan is die wee van die dood. Ek wil net sê, dis nie altyd die maklikste weg, wat die regte weg is nie. Hoe ken ons die wee uit mekaar uit? Baie maklik. Ons het die woord. En as dit wat die woord ons leer, nie gekoppel is aan die weg waarin ek en u stap nie, dan beteken dit, ons is ook op die weg, wat net vir die ouens oukei lyk. Hy lyk vir hulle reg. Maar die einde daarvan is gaan veroordeling wees. Die uiteinde daarvan gaan wees, die ewige hel. Nee, maar daar is nie so iets soos 'n ewige hel nie. Hoor ons die ouens spreek het vandag. Protestante ouens spreek, daar is nie 'n ewige hel nie. Dit is tydelik, daar is hel, maar dit is tydelik. Hoekom sal God nou so wreed wees om mense wat hy gemaak het vir ewig in die hel te werp? Wel, kom ek sê, hoekom het hy Adam en Eva die tyd van Edenheid gesit? Hulle wat ewige lewe gehad, hulle kon miljoene jare daar gebly het. Hoekom is hulle uitgekom en dan het die ouderdom begin stap aan hulle? Dorings en dissels en met moeite het sy kleintjies gekry. Hoekom? Want daar is 'n kondisie aan elke ding in die lewe. Jaffa het vir hulle gesê, as julle van daai boom eet, wel eintlik het hy vir Adam gesê, hy het nie vir Eva gesê nie. Die slang het vir Eva gesê. Maar Jaffa het vir Adam gesê, as jy van daai boom eet, gaan jy sekerlik sterwe. Want op daai stadium toe Jaffa met Adam praat, Eva nog nie eens bestaan nie. Daai tyd, ja, sy het bestaan, maar sy was maar net 'n ribbebeen gewees. Sy was nog nie 'n mens nie. Jy sien, die gevolge van ons eie besluitnemings is wat ons lewensweg bepaal vir ons. En as my wee in 'n doodloopstraat instap, as my pad in 'n doodloopstraat instap, dan kan ek mos nie Jaffa gaan blameer en Jaffa Shua daarvoor blameer nie. Hoekom? Ek het die keuse gemaak, want die weg het vir my reg gelyk. Jy weet, ek verstaan partykeer nie alles so lekker nie. Alhoewel ek 'n professor is, ek verstaan partykeer nie lekker nie. Wanneer mense iemand wil aanstel in 'n posisie in hulle besigheid, en hulle adverteer die pos, wat vra hulle eerste? Stuur vir my julle CV's. Nou kry hulle miskien 10 of 15 CV's, en uit dit kies hulle 5. En hulle het onderhoude met daai 5, en uit daai 5 het kies hulle 3, en dan onderhoude, en dan het hulle vir een wat hulle die werk gee. Hulle elimineer die mense, hulle vra vir mense om 'n rekord te gee, 'n getuigskrif te gee. Dis wat dit sê wees, dis 'n getuigskrif. Van waar het jy gewerk, wat jy gedoen, wat se ondervinding het jy, wat se salaris het jy verdien, en dis jou hele geskiedenis wat daar is. Mense wat 'n besigheid bestuur, doen dit om te probeer seker maak dat hulle stel die regte persoon in die regte posisie aan. En steeds kan hulle, die Engelse term is opslip. Want ons lewe in slegte tye, mense koop sertifikate en ouens doen dinge en hulle maak of hulle posisies het wat hulle nie het nie. Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Dis nie die een wat die hardste skree wanneer hy bid nie. Dis nie die een wat die hardste sy hande klap wanneer hy sing nie. Verstaan jy wat ek sê? Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Dit kan verander om jou reg lyk. Maar die einde van daai weg gaan vir jou die dood bring. En dit gaan hartseer bring. En dit gaan bekommernisse bring.
En baie keer bring die goed wat ek nou van praat, ook siektes saam met dit. Dit mergel jou verstand. Dit breek jou immuunsysteem af. Terwyl mense CV's soek om iemand in 'n posisie aan te stel, kry ons vandag mense wat ander mense sommer net blindelings volg op die internet. Hulle lees net 'n artikel wat 'n ateïs geskryf het en daar word hulle volgeling van daai ateïs. Sonder dat hulle eers behoorlik navorsing gaan doen het. Ons lewe in die tyd, en ek gaan dit maar sê, ons lewe in die tyd waar meer en meer uitkom dat die Katolieke die naam ISIS geskep het. Tussen 100 en 127 na Yahshua. Ek preek die goed na die laaste 13 jaar. Daar was nooit die naam ISIS wat daar was, het nooit iets te doen gehad met Yahshua nie. Want die engel daar in Matteus 1 vers 13 kom en hy sê vir Moses en Miriam, julle gaan 'n seentjie baar hê, julle moet hom Yahshua noem, Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa, ons Elohim met ons. En dan verander die Katolieke die naam Yahshua na ISIS toe. In die 2de eeu, daar so in die begin van die 2de eeu. Dan in die middel van die 15de eeu, wat natuurlik die 16de eeu is, wel 1524 om presies te wees, dan word die letter J geskep, sodat die naam Jesus geskep kan word. Daar was nie 'n J nie. Ja, kom hierdie spookpredikers, dan sê hulle maar die I en die J. Ek gaan nie meer die ouens se name noem nie, want ek gee hulle geen krediet nie. Maar as ek praat van die spookpredikers, dan weet hulle presies van die NAR ouens, New Apostolic Reformation ouens. Wanneer hulle dan kom en sê, maar die I en die J is dieselfde, is verskillende woordwaardes. So goed as jy sê, my naam is Jan, en die ander sê, my naam is Koos. Maar hulle is ook nie by mekaar, so het kan nie te ver wees nie. Verstaan wat ek sê? Wie is my pa se naam en is my ander oupa se naam. Maar my naam is Frikkie. My pa se naam is, verstaan wat ek sê? Jy kan nie. Die E en die J is twee verskillende letters, is twee verskillende ISIS en Jesus, twee verskillende Bybelse persoonlikhede. En albei is Baal afgode. Alles bewys na die songod Zeus, Isis, Ra, Nimrod. So, wanneer ek dan vandag na iets kyk, dan moet ek kyk na die persoon wat met my praat, die CV. Dit wat hy of sy verteenwoordig. Is dit nagevorsde feite? Oor dit kom uit 'n boek uit. Weet jy wat, daar is soveel boeke vandag, wat glad nie 'n bibliografie in het nie. Jy vat die boek hier nog. Ons is besig met die reeks op hom op die oomblik. Die boek hier nog het nie 'n outeur nie. Hy het 'n uitgewer, maar daar's 2, 3 verskillende boeke oor hier nog, en elkeen van hulle is anderste. Ek het nou juis 'n tweede boek hier nog gekry. So, daar's een boek hier nog sonder outeur, hulle is vrymesselaars. Daar's 'n tweede boek hier nog sonder 'n outeur, van vrymesselaars. En dan is daar 'n ander boek hier nog op die internet sonder 'n outeur. Hulle het glad nie 'n bibliografie agterin wat vir jou sê waar kom die navorsing vandaan nie. En daar is hoekom ek so gestel is daarop dat my boeke moet bibliografies hê. So op die einde van die dag moet daar 'n trek rekord wees. Waar die weg wat vir die mens reg lyk. As die weg vir jou reg lyk, moet jy vir my 'n trek rekord kan gee, 'n CV kan gee. Iets wat sê op grond van skrif wat dit sê en die skrif wat dit sê en die skrif wat, ons kerk glo nie meer aan die wederkoms van Jesus nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Wel, vir my is dit baie maklik om dit te verklaar. Want dit is nie Jesus wat gesê het,
hy kom terug aarde toe nie. Dis Yahshua. Totaal twee verskillende mense. En dan was daar nog 'n ander ou tussenin ook, maar sy naam is Isis gewees. So ons het Yahshua, ons het Isis en Jesus. Hoekom sal ek die nuutste een wil glo, terwyl die oudste, ek praat in terme van tyd, die een is 2000 jaar gelede. Die ander een is 1800 jaar, Isis, 1800 jaar. In die 2de eeu is hy geskep. 200 jaar na Yahshua word Isis eers geskep. En dan in die 15de eeu, nog 1300 jaar later, dan word die Jesus geskep. So hoekom sal ek Jesus, weet jy hoekom? Want ons het met die goed groot geword. As dit hierdie bo-natuurlike evangelie wat ons verkondig, vandag, 30, 40 jaar terug, verkondig was, weet jy hoeveel duisende mense, ek wil sê biljoene mense, sou tot die geopenbaarde name gewees het. As ek sien die grond wat ons wen op die oomblik, honderde, duisende mense. Ek wil sê miljoene, maar die mense sal my nie glo nie, want dit klink soos 'n sprokiesverhaal. Jaffa is besig om die bruid van Yahshua bymekaar te maak. Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Ek sluit af. Maak seker dat dit wat jy glo, al glo jy jou oupa dit geglo en jou pa, maak seker dis woordgebaseer en dis nie 'n godsdienst wat die Katolieke geskep het nie. As jy meer wil weet, kontak my. Ek gee vir die regte inligting. Tot môreoggend as Yahshua wil. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.